elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Welkom by Vita Dei Bybelstudies. Ons is in die fascinerende gedeelte van Johannes hoofstuk 12 en ons het met die laaste opname gekom tot by vers 11 en terwyl ek nou hier sit, onthou ek het gesê, ons moet ietsie weer noem oor die feit dat hulle Lazarus wil doodmaak, omdat baie Jode deur Lazarus se getuienis in Jesus glo. Ja, so kom ons sê iets daaroor. Nou dit is Johannes 12 vers 10 en 11. Ons het gekom tot by 11. Ons moet vandag aangaan of ons gaan kyk of ons daarby kan uitkom by vers 12. Maar kom ons sê net gou eers iets oor. Die hoëverpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. Ja, daar's 'n belangrike ding wat ons daar wil sê, omdat ons want hier's 'n interessante situasie nou in Johannes 12 wat herhaal word in my wêreld, nou dat ek daaraan dink. Wat herhaal word in Openbaring 12. Weet jy wat? Kom ons gaan gou soheen toe. Johannes 12 is hierdie situasie nou wat nou net baie krypties genoem word. Ekskuus, ek het nou 'n wolletjie of iets. Maar in Openbaring 12 praat hulle van so, ek sê wat ons doen. Dit is dalk baie oulik man, want deur dieselfde persoon geskrywe. Reg, Openbaring 12 klink so. Kom ons lees gou goed daar. Hy weet nou dit verwag. Ons gaan soontoe. 'n groot teken het in die hemel verskyn, is vers 1. 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Nou ja, goed, in ons Openbaring Bybelstudie het ons lekker hierna gekyk, en ons het heel wat hieroor gepraat, so kom, ek gee dit nou net ter opsomming. Weet nou nie of dit nou enigstens korter gaan wees nie, maar kom ons probeer daarom. So kyk, dit is mos nou simboliek, nee, die hele Openbaring is simboliek. Tensy die teks het nou baie pertinent kwalifiseer as letterlik, andersins is dit simbolies geskrywe. Nou kom jy regte swaard by Jesus se mond uit nie, en sovoorts en sovoorts. En sy voete gloei nie regtig so smeltende koper, dis simbolies om iets te sê van die majesteit en waarheid van Jesus en die impak van Jesus. Maar, so nou het ons hierdie toneel, so hier's hierdie groot toneel wat afspeel, Johannes slaan het gade, en sy is bekleed met die son en die maan aan haar voete. Met ander woorde, die heerlikheid van God vergesel hierdie vrou. Dit is 'n baie belangrike stukkie leidraad om te verstaan, en sy het 'n kroon op haar kop, net soos wat ons die gelowiges om die troon sien sit van God, in Openbaring 4, ook met krone. So die vrou, en sy het 12 sterre. Nou ja, dit is genoeg inligting in die boek Openbaring om vir ons te sê, wie is hierdie vrou? So sy is met die heerlikheid van God beklee, dink nou aan psalms en al die gedeeltes. So hier het ons te doen met die mense van God in die Ou Testament. Of ons kan dit op 'n revolusionêre manier sê, ons kan sê die kerk van Jesus Christus in die Ou Testament. Ja. So Ou Testament, daar's twee dinge wat vir ons dit uitlig. Die een is die kroon met die 12 sterre, nie 24 nie, maar 12 wat vir ons sê, dit is bepalend van 'n bedeling, 'n testament. Soos die 12 stamme van Israel in die Ou Testament, die 12 apostels in die Nuwe Testament, die 24 ouderlinge om die troon, 12 plus 12, met ander woorde
die volledige kerk van Jesus Christus deur al die eeue heen, van die begin en die einde, Ou en Nuwe Testament, almal saam om die troon, nee 24. Hierdie vrou het net 12 sterre, so dis een bedeling. En dan sien ons, sy is swanger. Ons leer uit die teks dat die kind waaraan sy swanger is Jesus self. En so nou weet ons, goed, so hierdie is Ou Testament, 12. Nee, dis die gelowiges, die bloedlyn of die geloofslyn, is eintlik 'n baie beter manier om dit te verduidelik. Die geloofslyn van gelowiges, deur wie die Messias gaan kom. Soos beloof in Genesis 3 vers 15, het God vir Adam en Eva gesê, of vir die duiwel eintlik gesê, in die teenwoordigheid van Adam en Eva, daar kom 'n verlosser, en hy sal jou kop vermorsel, maar jy sal hom in die hakskeen byt. Eerste profesie, nee, van die koms van die Messias. Reg. So hier het ons hierdie vrou, so ons weet nou wie sy is. Dis die geloofslyn van gelowiges deur wie die Messias sal kom, of die kerk van Jesus Christus in die Ou Testament, of die mense van God in die Ou Testament. Nou let op, hierdie vrou is nie die nasie van Israel nie, nee, die politieke nasie van Israel, dis nie wie sy is nie. Hierdie vrou is gelowiges, nie 'n nasionaliteit nie. Baie belangrik dat jy dit verstaan. Goed, so, en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Ja, so dis nou interessant, het ons die vrou en sy is met die heerlikheid van God bekleed, die mense van God is bekleed met die heerlikheid van God. Nee, dit is die manier om te sê hulle behoort aan God. Hulle sê nie net so nie, hulle is bekleed met die klere, nee, die beeld van geklee in die klere van geregtigheid, is 'n beeld wat rykelik gebruik word in beide testamente. Goed, so, vers 3, en 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak, so teenoor hierdie vrou wat swanger is, en sy is nou op die punt om te baar, soos die Bybel dit sê, is daar hierdie, die teenpool is hierdie draak, en hy's vuurrooi, en hy het 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. Nou elkeen van daai 7 koppe 10 horings het 'n betekenis. Ek gaan nou nie in op die betekenis, is eintlik verskriklik koslik, maar net om so 'n bietjie die tyd aan te help. Ons het dit gedoen in ons Openbaring Bybelstudie, en sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi, nee, kosbare gedeelte daai stuk agtergrondkennis oor hierdie draak, en waarvoor hy staan en wie saam met hom is, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Nou, hier het ons so jy het die toneel is vanselfsprekend, ons weet wie die rolspelers is, en hulle kom elkeen met 'n bagasie van betekenis, en agtergrond verskyn hulle op hierdie toneel, die vrou en die draak is ingestel op die seentjie, op die kind, en sy het 'n manlike kind gebaar, 'n seentjie wat al die nasies met 'n yster scepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Kort, een versie, nee, sulke breë strepe waarmee geverf word in hierdie gedeelte, hy is die koning wat die nasies met 'n ysterscepter sal regeer. Dit is so 'n insiggewende stukkie inligting oor wie Jesus is, nee, insiggewend. En hy wil die kind verslind, maar die kind is weggeneem. So kortliks gesê, ons het die bediening van Jesus hier, ons het die kruisiging en die poging van die draak om die kind te verwoes. Wel, ons het dit eintlik van Jesus se geboorte af, nee, Herodes wat die kindertjies laat doodmaak onder 2 jaar, en is alles die draak se poging, die Satan se poging, om Jesus te verwoes en te vernietig en te keer dat hy sy sending uitvoer. En in Johannes het ons nou al heel wat daarmee te doen gekry, so jy sien die draak aan mekaar en hy verskyn in die persone van die fariseërs en die owerpriesters en die Sanhedrin, die Joodse raad, en hoe die Satan deur hulle werk, die vuurrooi draak, gewikkel in fariseërklere, kerkklere, en hy probeer alles in sy vermoë om Jesus uit die weg te ruim. En Jesus wat dan vir hulle sê
Johannes 8, julle het die duiwel as 'n vader en hy's 'n mensemoordenaar van die Jesus weet presies wat is die agenda van die draak en hy identifiseer die draak. Sê vir die mense wat hier voor hom staan, julle is die kinders van die draak. Nou, die vrou, so die draak kon nie die seentjie verwoes nie. So die vrou het na die woestyn gevlug, 'n plek van eensaamheid en afsondering, is eintlik 'n baie gevaarlike plek, die woestyn. Mense gaan dood in die woestyn. Maar sy vlug na die woestyn, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. 1260 is 3,5 jaar, die hele simboliek van 3,5 in die boek Openbaring is natuurlik om te sê 'n klein tydjie, 'n kort tydjie. Die 42 maande, 3,5 jaar, 1260 dae lank, 3,5 jaar, die syfer 7 in Openbaring beteken volledig en volkome, volmaak en voltooi. Die helfte daarvan is die teenoorgestelde. Nee, is nie volledig nie, nie volkome nie, nie volmaak nie, nie voltooi nie, nie vir altyd nie. Tydelik, of dan nou anders ook gesê, 'n kort tydjie. 42 maande, 1260, 3,5 jaar. Selfe manier, of verskillende maniere om dieselfde ding te sê. En dan is daar 'n breek in die teks, en daar's 'n verduideliking wat inkom van 'n oorlog wat in die hemel is. Michael en sy engel het oorlog gevoer, die draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, die duiwel, vers 9, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou, vers 10, stel hom weer daarop. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou die heil, die krag en die koningskap, die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aankla voor ons God dag en nag. En hulle het hom oorwin. Nou dis die broeders, hulle het die draak oorwin. So dis die draak het die oorlog verloor, maar die gelowiges het hom ook oorwin. Hoe, op watter manier, deur die woord van hulle getuienis, die bloed van die lam, woord van hulle getuienis en hulle lewe nie tot die dood toe nie lief te hê nie, deur hulle lewens neer te lê. Nou ons wil nou kom by Lazarus. Die feit dat hulle Lazarus wil doodmaak. Sien, dis waarheen ek op pad is. Daarom wees verheug, o hemel en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Kom nou al hoe nader. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd vir kort tydjie, tye en 'n halwe tyd, selfde ding as 1260 dae, 24 maande, 3,5 jaar, selfde ding, om te sê, 'n kort tydjie, dan word sy daar onderhou. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aangegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. Ons het ook heel wat daaroor gepraat, presies wat dit beteken. En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak, en die rivier opgesluk, waar die draak uit sy bek uitgegooi het, en die draak was vertoren op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. En dan volg hoofstuk 13, wat verduidelik dat die draak het in hierdie poging om die vrou te vervolg, 2 adjudante, die diere die see en die diere die aarde, die regerings van die wêreld en die valskerk, om hom te help om hierdie vrou te vernietig en weer wraak. Nou, kom ons gaan terug na Johannes 12. Dit was Openbaring 12, ons gaan na Johannes 12. Nou sien ons iets daarvan. So ons sien die poging wat die fariseërs, en soos God dit dan verduidelik, agter die fariseërs staan die 4-rooi draak. En hy het een doel voor oë, en dit is om Jesus te verwoes. Maar hy het ook 'n volgende doel voor oë met groot woede, en dit is dat elkeen wat die getuienis van Jesus dra, te verwoes, om die vrou te verwoes wat die seentjie gebaar het. En haar nakomelinge, nee, so dit is
dis nie net die mense van God in die Ou Testament deur wie die Messias gekom het nie, maar almal daarna. Die draak fokus op almal daarna en hy wil hulle verwoes uit spyt uit, omdat hy nie die seentjie kon verwoes nie. Dis presies wat hier gebeur. So die Fariseërs sê, kom ons maak Lazarus dood, want deur sy getuienis is daar baie mense wat in Jesus glo. So ons woes hom ook, jy weet, verwoes hom, wis hom uit, vee hom uit die pad uit. Wat presies die modus operandi is van na die opstanding van Jesus reg deur die Bybel. As ons Handelinge lees en ons lees die sendbriewe van Paulus wat self 'n gevangene is, later onthoof is in Rome, en die ander disippels wat doodgemaak is, martelare was vir die geloof, dan sien ons die toneel van Openbaring 12 uitspeel, hoe die draak die vrou probeer vernietig. En die verhaal natuurlik is net baie kragtig, dat alhoewel hy baie gaan regkry, die draak gaan baie regkry, gaan hy nie die kerk van Jesus Christus kan oorwin nie. Hy kan nie, maar hy sal baie van hulle doodmaak. Hy sal baie van hulle in die gevangenis werp. Hy sal baie van hulle se lewens absoluut ondraaglik maak. Nie net een dag nie, dit gebeur nog dwars deur al die eeue. Dit is nie 'n nuwe ding, of soos party ons sê, dis 'n eindtyd ding nie. Nee, mense wat sê dis 'n eindtyd ding, verstaan nie, ons is in die eindtyd sedert die opstanding. Jy weet, mense praat van die eindtyd is iets wat nou nog moet kom. Nee, die Bybel is baie duidelik daaroor. Jy hoef nie te wonder of jou eie teorieë te vervaardig nie. Die Bybel se uitspraak is duidelik, ons is reeds in die eindtyd sedert die opstanding. Van die opstanding tot die wederkoms is die eindtyd. En so hierdie dinge speel af deur al die eeue, elke liewe dag, elke liewe maand, elke liewe jaar. Dis nie noodwendig, dit is nie net goed wat nog moet kom nie. Dit gebeur nou en dit sal weer gebeur tot en met die wederkoms. Dit weet ons is 'n uitgemaakte saak. Dis hoe dit is. En hier sien jy die toneel daarvan. Ons gaan nie net Jesus verwoes nie, maar ons gaan ook sy getuies verwoes. Wat ons natuurlik baie maklik nou kan uitbring by 'n gesprek oor 'n doping in die Heilige Gees. Waarvoor is doping in die Heilige Gees nodig en belangrik? Nou, ons gaan nie nou daarna kyk nie, alhoewel ons later beslis by die bediening van die Heilige Gees gaan uitkom, soos Jesus dit verduidelik in Johannes. Maar, wanneer ons na so 'n onderwerp kyk, soos waarom moet 'n mens gedoop word in die Heilige Gees? Ek het nou al baie mense gehoor antwoord gee op daai vraag, hoekom moet jy gedoop word in die Heilige Gees? Wat net glad nie Bybelse antwoorde is nie. Dis glad nie die rede hoekom die doping met die Heilige Gees daar is nie. Nee. En dan wonder jy, maar waar kry die mense dan hulle idees en antwoorde vandaan? En dis 'n baie goeie vraag, want dit sal mos nou ergens ontstaan, en dan so mettertyd tel dit nou refs op, jy weet, dit kry nou soort van definisie, soos mense dit oorvertel en oorpreek en weer praat, en jy weet, so, en dan voor jy jou kan kry, dat jy 'n taamlike leerstelling op die tafel, wat net glad nie uit die openbaring van God uitkom nie. Dit gebeur so algemeen. Daarom is dit so belangrik om die woord te ken. So, bring ons uit by die doping in die Heilige Gees. Jesus sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En skielik verstaan ons, hoekom het die getuies krag nodig om getuies te wees? Getuies van Jesus. As jy 'n getuie van enigiets anders is, dan is dit fyn. Jy weet, dan is die wêreld tyd vir jou. As jy wil jy getuie oor liefde wees, wel, dis 100%, daar is baie spasie vir jou. Getuie van inklusiwiteit, en wil jy 'n getuie van genade wees, wel, dan is daar baie plek en tyd vir jou. Maar om 'n getuie van Jesus te wees, dis iets heeltemal anders. En baie mense raak verward as ek sulke stellings maak, want hulle sê maar, Jesus is mos liefde en genade, so hoe verstaan? Nee, daai is 'n baie belangrike gesprek om te hê. Nee, as ek jou net vinnig kan herinner daaraan, Jesus se naam is die steen van aanstoot. Vra vir mense vandag, hoekom is hy 'n aanstoot?
is die liefde van Jesus 'n aanstoot? Nee, is die genade van Jesus? Nee, is die feit dat hy mense genees, blindes en dowes en dooies en melaatses en dat hy brood vermeerder en water en wyn verander, is dit 'n aanstoot? Nee, dit is nie 'n aanstoot nie. Nou wat is die aanstoot in Jesus? Nee, ons weet nie. Presies die punt. Presies die punt. Ons is besig met 'n boodskap wat lyk asof dit uit die Bybel uitkom, maar dit is nie. Want ons kan hierdie sleutelvraag rakende die karakter van die evangelie nie antwoord nie. Ons kan nie antwoord hoe is Jesus se aanstoot nie, en ons kan ook nie binne ons verstaan van wat die evangelie is, nie verduidelik hoekom Jesus sê, as jy vader of moeder bo my lief het, jy my nie waardig nie, as jy kinders bo my lief het, jy my nie waardig nie, as jy jou kruis nie opneem en my volg nie, is jy my nie waardig nie, en as jy nie afstand doen van al jou goed, is jy my nie waardig nie, in een hoofstuk. 4 sulke uitsprake, ons kan dit glad nie verduidelik nie, want dis nie die evangelie wat ons verkondig nie. Ons verkondig die evangelie van almal is waardig, en almal is okay, en God is lief vir almal, en almal is ingesluit. Dis ons evangelie. Daai kritiese komponente van die Bybelse evangelie kan ons in 'n moderne sin, met 'n moderne verstaan, glad nie beantwoord nie, en dis die punt. Dis die punt. So, ons dink, ons praat dieselfde boodskap as God, maar die waarheid is ons doen nie. En dit is 'n onsaglike benoudheid. Want, wanneer jy voor God staan om verantwoording te doen vir jou lewe, gaan jy nie verantwoording doen vir jou weergawe van die evangelie nie. Jy gaan verantwoording doen teenoor God se weergawe van die evangelie. Dis sy evangelie, hy bepaal die inhoud en hy roep die mens tot verantwoording. As ek en jy gaan en ons verander die inhoud, en ons verander die karakter van die evangelie, en die bepalinge en die voorwaardes van die evangelie, 'n ander baie belangrike ding, want mense is so lief daarvoor om te sê, dis onvoorwaardelik. Nee, alles is onvoorwaardelik. En jy verander die inhoud. Nou vertel jy vir mense hier, jy dit verander, jy verander dit. En nou vertel jy vir mense, maar dit is die boodskap van God. Jou veranderings, jou alterasies, is die boodskap van God. Kan jy moes nou dink wat gaan gebeur as jy voor God staan, om verantwoording te doen vir jou lewe? Kan moes nou dink wat gaan gebeur? Ja, ek dink dit, dis asof, weet ons maak so vreeslik aanspraak op, onthou net die Here het vir jou gesonde verstand gegee en logika en, weet so asof ons nou hierdie ongelooflike logiese, rasionele, intelligente wesens is wat sterk premie plaas op helder denke en ons praat die grootste nonsens onder die son. Is nie waar nie? Ons is glad nie helder denkende, rasionele, wat ook al ander goeters. Ons is nie. Ons dink nie. Ons voeter net voort. En ons dink nie. Maar maak aanspraak op, jy weet, van hoe jou gesonde, gebruik jou gesonde verstand. Dan dink ek, as jy maar net weet hoe siek jou verstand is, sal jy nie aanspraak maak op jou gesonde verstand nie, want hy is nie. En ons, wat dink ons, as ons die woord van God net sonder meer verander, ons dink nie. En jy moet dan verantwoording doen voor God oor wat jy gesê het, is sy boodskap. En die invloed wat jy in mense se lewens gehad het, en hoe jy gehelp het, om mense van Jesus af weg te trek. Ja, ons dink nie die goed nie, dink nie, in elk geval. So daar het jy dit nou. Nee, die toneel, Lazarus en Jesus, en dan die kosbare verduideliking in Openbaring 12 is net vir my so wonderlik. Alright, en die laaste bietjie, die wat beseringstyd van hierdie video, kom ons kyk gou, vers 12, die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Ja, men weet hulle, dit is nie net 'n geval van Jesus kom in die naam van die Here nie, hy is die Here.
En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom, en hy sit op die vel van 'n esel. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, met ander woorde, na sy opstanding, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was, en dat hulle dit aan hom gedoen het. Ja, so hulle het nie 'n klou gehad. Eers na die opstanding, en ook nie onmiddellik na die opstanding. Na die opstanding begin hulle verstaan oor wat die kruisdood van Jesus alles beteken het. En begin hulle raak lees in die Ou Testament, al die profesie. Ek kan my nou net dink, hoe lees hulle nou weer gedeeltes uit, kom ons sê nou maar, Jesaja of Psalm, en hulle sê, hey, kyk hier boys, check hier so. Dis presies wat met Jesus gebeur het. Hier praat Dawid al die tyd van Jesus en ons het dit nie eers agtergekom nie. So jy kan dink dat heel wat van dit moes daar gebeur in die jare daarna, né? Soos wat hulle verstaan die bediening en werk van Christus was. Vers 17, en die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. En die fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie. Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Ja, en die vierrooi draak is weer op die toneel, en hy het net een, ek sê, kyk, julle kry niks reg nie. Al julle gepratery, julle kry niks reg nie, ons moet oorgaan tot aksie, boys. Hierdie gepratery en doen en hierdie sagte game wat julle speel, is nie genoeg nie. Kyk hier, almal loop agter hom aan. Het word net meer en meer en meer. Hier moet aksie plaasvind. Ons moet iets doen. Nou ja, kom ons hou hom daar. Johannes 12 vers 19, laaste versie. Ja, jy voel die spanning in die lig, né? Elke knie sal buig.